Vanaand is die afskop van die tyd in die jaar wat bekend staan as lydenstyd. Nou, die bekende sêding is dat as Woensdag is 40 dae voor Paaszondag. Maar as jy nou op die kalender gaan tel, is dit ons 'n bietjie meer as 40 dae, maar die rede daarvoor is, elke Sondag word nie ingereken nie. Want die tradisie is dat met elke Sondag vier ons Jesus se opstanding, so dan word hierdie gebruik van vas word gebreek. So dis die weksdae behalwe die Sondag. Maar dis 7 weke tot en met Paaszondag. En vir baie mense is dit 'n vreemde tyd van die jaar. Want baie Christene vra, waarom moet ons so lank stil staan by lyding? Waarom moet ek fokus op 'n tyd wat my vreugde van my wil steel? Ons het genoeg probleme rondom ons. Maar dis juis nie waaroor lydenstyd gaan nie. Lydenstyd is juis 'n tyd waar ons harte instel en probeer luister en bewus raak van die dinge in ons lewe wat juis ons vreugde steel. Dis 'n tyd waarin ons stil staan en 'n bietjie dink aan, is daar bekommernisse in my lewe wat ek nog nie oorgegee het nie? Is daar situasies buite my beheer wat ek nog nie neergelê het by Jesus se voete nie? Is daar sonde of gewoontes wat ek nog nie meer gebreek het nie? Wat is die dinge in my lewe wat die vreugde wat Jesus my gebring het, steel? Want op Paaszondag gaan vier ons Jesus se opstanding. En ons weet, Jesus sê, hy het gekom sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Maar ek wonder as ons vanaand getuienis moet lewer, en vir elkeen van ons 'n kans gee, hoeveel van ons sal vanaand vir mekaar kan sê, weet jy wat, ek voel nogals daai lewe in oorvloed, ek voel dit, ek's bewus daarvan. Waarskynlik van ons, maar ek dink baie van ons sal eerder vanaand kom sê, ek hoor van hierdie lewe in oorvloed, maar ek is moeg vanaand, of ek is uitgeput, of ek is bang, of ek is bekommerd, ek is angstig, ek verlang. Klomp emosies, klomp omstandighede wat hierdie vreugde wat Jesus vir ons bring, juis kom steel. En dit is waarmee ons vanaand begin. Vanaand is die afskop van hierdie volgende 7 weke waar ons lydenstyd gaan vier tot en met Jesus se opstanding. En ek wil jou uitnooi vanaand om lekker gemaklik te sit daar waar jy is. Ek weet jy is moeg gewerk vandag, die dag was besig, dis warm, maar dankie dat jy vanaand hier is. En ek wil vir jou vra dat jy vanaand saam met my, ons gaan so tussendeur 'n paar liedere sing, maar ons gaan ook hoor wat die Here vanaand in sy woord vir my en jou leer. Maar maak vanaand 'n rusgeleentheid waar jy stil word in die teenwoordigheid van die Here. En alhoewel ek nie voorsit en weet wat vanaand in elkeen van julle se harte aan die gebeur is nie, alhoewel ek nie weet alles wat jy dink, alles wat jy voel, alles waartoe jy gaan nie, die Here weet. En die Here nooi jou vanaand om hom te kom ontmoet in hierdie Aswoensdagdiens. En aan die einde van die diens gaan ek vir ons die simboliek gee van die askruisies wat ons vanaand op ons koppe gaan trek. Maar om die diens te begin wil ek vir jou uitnooi, jy kan met jou oë oop, jy kan jou oë sluit as jy die woorde ken, maar ek nooi jou om hierdie volgende lied as 'n begin te sing, as 'n gebed tot eer van ons Here. Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Ons sing die halleluja. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U
as ek sing, Halleluja, Halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Ja, Here, hier waar ons vanaand by hierdie diens by mekaar is. Here, vra ons dat U nou deur die Heilige Gees die geraas rondom ons, die geskarrel in ons sal kom stil maak. En vir ons sal help om vir hierdie volgende rukkie net by U voete te kom sit en te hoor wat U vanaand vir ons wil kom sê. En Here, mag ons as ons vanaand by hierdie diens uitstap, die res van hierdie week instap, Here, met nuwe hoop. Hoop wat ons net in U vind. Hier is ons, Here. Kom ontmoet ons vanaand in hierdie diens en laat ons U stem hoor, sodat ons U hart kan ken. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Nou, die kerklike gebruik is om op Aswoensdag die verhaal te lees van Jesus se versoeking in die woestyn. En ons lees dat nadat Jesus se doop plaasgevind het, is Jesus deur die Heilige Gees die woestyn ingelei, om daar vir 40 dae en 40 nagte deur die duiwel versoek te word. Nou moet ons hoor, die oomblik as ons hoor 40 dae en 40 nagte, dan moet ons klaar ons ore spits. Want die hele gedagte van 40 dae, enigiets in die Bybel wat gekoppel is aan 40, het spesiale betekenis. Dis hoekom baie van ons Bybelstudie kursusse 40 dae van gebed is, of 40 dae saam met Jesus is. En dis hoekom maar so baie van die Bybelverhale gekoppel is aan 40. Die Israeliete wat vir 40 jaar deur die woestyn gereis het. Noag het dit 40 dae en 40 nagte gereën. En hier lees ons dat Jesus vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn versoek is. Wat julle sien in die Hebreëse taal, het syfer simboliese betekenis. Dit het teologiese betekenis. Dit vertel ook vir ons iets van God en wat God besig is om in ons lewe te doen. En wanneer ons in die Bybel lees van 40, dan moet ons weer die getal 40 simboliseer 'n voorbereidingstyd, of dit simboliseer 'n oorgangstyd waar iets tot 'n einde kom en iets nuuts begin. Israel reis 40 jaar deur die woestyn, dis die einde van hulle slawerny, hulle staan op die punt van die beloofde land. Dit reën vir 40 dae en 40 nagte, simbolies van God wat klaar maak met die sonde, en hy begin oor en hy maak alles nuut. En ook hier met Jesus se versoeking, is daar die einde van Jesus se lewe, so wat hy tot op daai stadium geken het, en die begin van Jesus se aardse bediening, wat nou volstoom gaan begin. Maar vir my en jou vanaand met Aswoensdag, is 40 ook simbolies. Want so wat ons net gehoor het, is dit 'n tyd waarin ons vir die volgende 7 weke onsself gaan voorberei vir die ontmoeting wat Jesus op Paasondag met ons wil hê. Maar dis ook 'n oorgangstyd waar God ons uitnooi om 'n einde te maak met hierdie ander dinge, hierdie bekommernisse, hierdie vrese, hierdie twyfel, hierdie seer, hierdie kettinge wat ons vashou, sodat ons kan oorgaan in die nuwe lewe wat hy vir ons in gedagte het. Lees die gedeelte saam met my. Dis daar op die skerm, Matteus 4 vers 1 tot 11. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderaan het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: As u die seun van God is, hoor daardie vraag, né? As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord: Daar staan geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na 'n heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe:
Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stampie. So deur die duiwel sê nie daardie woorde met respek nie, dis amper so asof hy die spot dryf met Jesus. Toe Jesus sê toe vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Nou julle, as ons hierdie gedeelte lees, as sien ons hoe die duiwel op verskillende maniere vir Jesus versoek. En in hierdie versoeking is daar ook dieselfde manier waarop die duiwel ons ook versoek, wanneer daar bekommernis en angs en onsekerheid of uitdagings oor ons pad kom. Wanneer ek en jy ook emosioneel gedaan is, uitgeput is, wanneer ons moeg gestoei is met die lewe, wanneer ek uitgeput is emosioneel, dan kom hierdie versoekingspartytjie. En ons gaan vanaand net 3 van daardie versoekings uitlig, wat hy met Jesus doen, en wat die Satan ook met my en jou doen, baie keer elke dag van ons lewe. En die eerste versoeking wat ons in hierdie gedeelte sien, is waar die duiwel eintlik maar vir Jesus wil laat twyfel, is God regtig wie hy sê hy is? Is jou Vader regtig wie hy sê hy is? Toets hom bietjie. Jy's honger, jy's gedaan, jy het 40 dae laas geëet. As hy omgee vir jou, sal hy sekerlik vir jou kos gee om te eet, nee, sê vir die klippe hulle moet brood word. Of spring, en kom ons kyk of hy jou gaan vang, soos daar geskrywe staan dat hy sal. Julle sien, Jesus is hier honger, en in sy menslike vorm was hy moeg, gedaan. Die woestyn, die Juda woestyn is warm in die dag en is uitskoud in die nag. En in sy moegheid, in sy broosheid, kom die duiwel, en die duiwel net so saadjie van twyfel saai. En net vir Jesus vra, is God regtig wie hy sê hy is? Is hy so lief vir jou soos wat jy dink hy is? Dink jy God sorg vir jou? As hy doen, hoekom is jy so honger? Hoekom kry jy so koud? Wat maak jy op jou eie in die woestyn? Waar is jou God? Waar is jou Vader? Maar dan lees ons so mooi, in plaas daarvan dat hy die leuns glo, antwoord Jesus hom met vaste vertroue in God se woord. En Jesus sê elke keer vir hom, daar staan geskrywe, jy leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daar staan ook geskrywe dat jy die Here jou God nie op die proef moet stel, jy moet hom nie toets nie. Vertrou hom, dat hy is wie hy sê hy is, en dat hy sal doen wat hy beloof het, hy sal doen. Vanaand op hierdie as Woensdag is daar vir my en jou ook 'n herinnering, dat baie keer gaan ek en jy deur tye in ons lewe, wat ons ook wonder partykeer, of God is wie hy sê hy is. En of hy sal doen wat hy beloof het, hy sal doen. Almal van ons twyfel per geleentheid. Maar hier kom vanaand 'n herinnering vir my en jou, uit God se eie woord uit. Ek is jou God. Ek is getrou. Vertrou op my. In jou hartseer, in jou bang, in jou bekommernis, in jou moegheid. Ek het jou nog nooit in die steek gelaat nie. En ek sal ook nooit nie. Ek wil vir jou vra om daar waar jy sit. As jy vanaand hier sit met 'n klomp vrae in jou hart. As jy vanaand hier sit met 'n klomp twyfel in jou hart. Dat jy nou jou oë sal sluit en sal luister na hierdie volgende lied. Hierdie lied kom uit die Here se hart uit vir elkeen van ons vanaand wat al die stem van die duiwel gehoor het wat vir ons vra, dink jy regtig God is wie hy sê hy is? Sluit jou oë en dan luister jy net na hierdie woorde van die Here vanaand vir my en vir jou. Wees stil en weet, ek is hier.
Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. En dan as antwoord op hierdie uitnodiging van die Here, terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie gebed. Die Here het vir ons gesê, kom bring na my jou kommer en jou twyfel en jou vrees. Kom ons doen dit nou met die sing van hierdie volgende gebede vir hom. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Nader my God by U, nog nader by, alles daarom 'n kruis nodig vir my. Kom ons bely dit, dan sal my lief nog bly nader my God by U, nader my God by U, nog nader by, dan sal
Die tweede versoeking wat ons in hierdie gedeelte sien, is nie net wil die Satan Jesus laat twyfel of God is wie hy sê hy is nie, maar hy wil ook vir Jesus laat twyfel of Jesus is wie hy dink hy is. Het julle gesien, elke keer as die Satan vir Jesus versoek, dan begin hy deur te sê, as jy die seun van God is. Onthou, net voor hierdie gedeelte is Jesus gedoop, en ons lees met Jesus se doop, het die stem van die Here uit die hemel uitgekom, wat gesê, hierdie is my geliefde seun, en oor hom verheug ek my. So wat is die aanvalswapen? Kom ek saai 'n bietjie twyfel. As jy die seun van God is, as jy is wie God gesê het jy is, dan moet jy die volgende doen. Sê vir die brood, vir hierdie klip om 'n brood te verander, of spring af en kyk of God jou gaan vang, as jy die seun van God is. En julle sien, daarom is dit so interessant, dat dieselfde met my en jou in ons lewe ook gebeur. Maar kom ons wees eerlik, wanneer ek deur 'n geweldige krisis in my lewe gaan, en dit voel vir my, ek slaan net vure dood aan alle kante, en dit voel vir my, ek bid teen 'n plafon vas, en ek bid, maar my gebede word nie beantwoord nie, of niks van my omstandighede verander nie. Wat hoor ons dikwels? Is God regtig hier? Is God regtig lief vir my? Sien God raak wat met my gebeur? En as hy doen, waarom doen hy niks daaromtrent nie? Julle sien vriende, so wat ons in Sondag se diens gehoor het, die bose kan niks verander aan wie God is nie, maar hy kan ons laat twyfel in wie God is. Die bose kan niks verander dat God getrou is nie. Hy kan niks verander aan die feit dat God lief is vir my en jou nie. En dat God beloof dat hy ons nooit sal verlaat en ons nooit in die steek sal laat nie. Maar hy kan ons gedagtes aanval en dit regkry dat ons twyfel in wie God is. En hy kan dit regkry dat ons twyfel of ons regtig kosbaar vir God is. Want julle sien, baie keer dink ons God moet optree op grond van ons verstaan van wat God veronderstel is om te doen. En daarom wanneer daar swaar kry oor my pad kom, wanneer ek uitdagings beleef, dan dink ek baie keer, maar Here, as jy lief was vir my, dan sou jy mos hierdie toegelaat het nie. Maar keer op keer lees ons in die woord waar die Here vir ons sê, maar onthou julle, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En my wil is nie julle wil nie, my wee is nie julle wee nie, maar dit beloof ek vir julle. Ek is julle goeie Vader. En ek weet wat goed is vir julle. En ek beloof om alles ten goeie te laat meewerk vir jou, en somtyds deur jou vir iemand anderste. Al wat ek vir jou vra, is al sien jy dit nie nou nie, al voel jy dit nie nou nie, al beleef jy dit nie nou nie, en al voel ek vir jou so ver weg, weet net, ek is lief vir jou. Ek is getrou, en ek sal sorg. En daarom is daar vir my en jou vanaand ook 'n geleentheid in hierdie diens, as jy al ooit met daardie stryd geworstel het, en dalk doen jy vanaand, dat ons van ons kant af opnuut weer vir die Here sal antwoord en sê, Here, ons plaas vanaand opnuut weer ons vertroue in U. Here, U het ons nou net herinner dat U is wie U sê is. U het vir ons gesê, wees stil en weet ek is die Heer. En Here, ek onthou vanaand wie ek is. En ek glo vas dat U my liefhet en dat U sal sorg. Hierdie is 'n baie bekende lied, wat ek vir jou wil uitnooi om saam met my te sing. 'n Lied waarin ons 'n geloofsbelijdenis eintlik aflê en vir die Here sê, Here, ek weet wie ek vir U is. Ek beleef dit elke dag van my lewe. Ek het U lief, die genade van my nooit nie. Al my naam is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan leef, sal ek sing vir die goedheid van God. Kom ons bely dit. My lewe lang is U getrou. My lewe lang is U net so
lewe lang, is U getrou, Here. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing van die goedheid van God. Hy laat ons twyfel of God is wie hy sê hy is. Hy laat ons twyfel of ons is wie ons dink ons is. En in die volgende plek laat hy ons fokus verloor op waarom ek en jy hier is. Hy laat ons twyfel en hy laat ons fokus verloor en eerder fokus op my wil as God se wil vir my lewe. Want julle sien, ons het hierdie nare gewoonte dat die oomblik wanneer ons lewe buite beheer voel, wat doen ons? Dan wil ons juist beheer van ons eie lewe vat. Enigiemand van ons vanaand wat hier is, wat baie daarvan nou, om glad teen beheer van jou lewe te voel nie. Enigiemand? Ek het nie so gedink nie, ek definitief ook nie. Maar daarom tog, die oomblik wanneer dit vir my voel, dat alles buite my is buite beheer, is ons instink om dan te soek na enige vorm van beheer. En dis dan wanneer ons baie keer in die strik trap en ons eie wil volg, ons eie kop volg, ons eie planne vir ons lewe maak, ons eie keuses vir ons lewe maak. Dit is dan wanneer ons baie keer op 'n punt kom waar ons sê, maar ek het die regte ding probeer doen, dit het my nie gewerk nie, al wat oor my pad gekom het is uitdagings en ongeluk, wat help dit in elk geval? Nou gaan ek bietjie lewe vir my geluk en my drome wat ek in die lewe wil hê. Die laaste versoeking in hierdie gedeelte kom die Satan sê vir die Here, hy sê, as jy voor my neerval en my aanbid, alles wat jy voor jou sien, sal ek vir jou gee. Alles is joune. In ons konteks, al die rykdom wat jy wil hê, is joune. Al jou drome sal waar word. Alles wat jy graag in hierdie lewe wil hê, sal vir jou gebeur. Al wat jy moet doen, is my aanbid. En dan antwoord Jesus, en Jesus sê, jy moet die Here jou God alleen aanbid en hom alleen dien. Want die sin van hierdie lewe is nie dat dit altyd maanskyn en rose is nie. Die sin van hierdie lewe is om God te ken en gehoorsaam aan hom te lewe. Om selfs al gaan dit hoe swaar met my, hom te dien, hom te gehoorsaam, te volhard in die goeie wedloop, soos wat God my geroep het om te doen. Daarom is hier 'n verhaal vir my en jou ook in 'n lewenswaarheid in hierdie lydenstyd, dat as jy teleurstelling beleef het, as jy verlies beleef het, as jou gesondheid van jou af weggevat is, as jou fisiese liggaam besig is om agteruit te gaan, as daardie ding waarvoor jy gebid het nie vir jou waar geword het nie, as jy nou net jou werk verloor het en jy stuur jou CV's uit en niks kom vir jou tot realisering nie, moet nog steeds nie intussen ophou om die Here te dien nie. Moenie ophou om die Here te loof en te prys nie. En leef jy God se roeping vir jou lewe gehoorsaam, want God sal sorg, soos hy nog altyd het. Ek wil vir julle uitnooi, om nou vir 'n kort rukkie te staan, en dan gaan ons 'n lied sing waar ons juis vir die Here sê, Here, te midde van hierdie versoekings en storms van my lewe, gaan ek nie my eie wil volg nie. Ek kom vanaand opnuut weer en ek gee my lewe oor aan U. Kom ons staan, dan sing ons hierdie baie bekende lied saam met mekaar. Neem my lewe, laat dit hier, U gewy wees weer en weer, laat my hart gedurig juig, en vandag
Weer eens neem my hande, maak ons sterk. Neem my hande, maak ons sterk. Dienstbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoeie Heer, met bereidheid tot eer. Ons kan ons sitplekke inneem. Nou om ons diens mee af te sluit, een van die spesiale rituele van As Woensdag is dat ons 'n mengsel maak van as en olyfolie. En hierdie mengsel het baie simboliese betekenis. Die as simboliseer al ons seer, al ons stikken, al ons bekommernis, hierdie dinge waar ons vanaand gepraat het, jou angste, jou sonde in jou lewe waarmee jy sukkel, gebrokenheid, hartseer, enige iets wat swaar druk op jou hart. En Hebreërs dan staan na ons, dat terwyl ons so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, en ook die sonde wat so maklik verstrik. Nie net sonde nie, ons laste ook, ons bekommernis, ons hartseer. Die as simboliseer dit. Olie is natuurlik Bybelse betekenis vir salwing, om deur God gekies te wees. Elke keer wanneer 'n koning gekies is deur God, is hy gesalf tot koning. Toe Jesus deur God gekies is om ons redder en verlosser te wees, is hy gesalf daartot. Dis hoekom Jesus Christus genoem word, want die woord Christus beteken gesalfde of Messias. Dit beteken die een wat deur God gekies is om ons redder en verlosser te wees. So wat gaan gebeur is, ek gaan nie voorkom staan. Ek gaan nou vir ons afsluit met 'n gebed. Dan gaan ek hier voor staan en jy kan daar sit en dit wat op jou hart vanaand nog is, as nog iets swaar op jou hart weeg, bring dit na die Here, toe berei jou hart voor. En dan wanneer jy reg is op jou eie tyd, dan kom jy voor na my toe. En dan gaan jy sien, ek druk my vinger in hierdie mengsel, en dan gaan ek 'n kruis op jou voorkop maak, of as jy nou nie op jou voorkop wil hê nie, dan kan jy jou palm, jou gewrig vir my hou ook. En dan gaan jy hoor, as ek die kruisie maak, dan sê ek vir jou, die kruis van Jesus is vir jou. Die simboliese betekenis vanaand van hierdie kruis is, as jy by die deure uitstap, dan stap jy met die bewuste teken op jou, dat God sien jou seer, hy sien jou bekommernis, hy ken jou probleme, hy sien jou omstandighede, maar hy kom kies jou vanaand opnuut weer, hy kom bevestig dat jy gekies is, dat jy syne is, dat hy jou op jou naam geroep het, jy is vir hom kosbaar, hy is lief vir jou, en hy is jou redder, en hy is jou verlosser, en hy is getrou, en hy sal altyd voorsien. So ek nooi jou vanaand, om die belofte van 'n lewe in oorvloed, deur die kruis van Jesus Christus vanaand opnuut weer aan herinner te word. Dion, as julle kan iets daar in die agtergrond speel as julle wil. Ek gee nou vir julle tyd vir stiltyd saam met die Here. Dan elkeen op julle eie, as ek klaar vir ons gebid het, dan gaan julle vorentoe kom, as jy jou kruisie gekry het, kan jy na buite beweeg en huis toe ook gaan. Asseblief neem foto's van julle kruisies en stuur dit vir ons, sodat ons dit kan plaas en dit ook kan deel met die wêreld oor die betekenis van hierdie dag. Kom ons bid saam. Here ons God, ons hoor vanaand dat lyding, swaar kry, seer kry en bekommernis so dikwels 'n geleentheid is waar die bose ons wil aanval. En Here, ons wil versoek met leuns en onwaarhede. Here, leuns dat U nie is wie U sê U is nie. Dat ons nie is wie ons dink ons is nie. En Here, dan ook leuns wat ons wil laat glo dat dit beter vir ons is om eintlik maar ons eie wil vir ons lewe te volg. Maar Here, ons weet vanaand wat die waarheid is. U is God. U is goed. U is getrou. U het nog altyd gesorg en U sal ook altyd.
Ons is u geliefde kinders, vir wie u so lief het, dat u u seun aan die kruis laat sterf het vir ons. En Here, u weet wat ons nodig het, nog voordat ons enigiets vir u vra. En daarom onthou ons, Here Jesus, dat u vir ons gesê het, soek daarom allereers my koninkryk, my wil vir jou lewe, en ek sal in al jou behoeftes ryklik voorsien. Here, as ons vanaand hierdie kruisie ontvang, wil ons vir jou opnuut weer dankie sê vir genade onbeskryflik groot. En is my gebed, Here, dat vanaand die begin sal wees van elke persoon wat hier is, se belewenis, hoe u ontslaa raak, hoe u ons vry maak, gesond maak van al daardie dinge wat ons vreugde steel, sodat ons weer die lewe in oorvloed kan lewe, wat u met u opstanding vir ons gebring het. Hier is ons Here, kom ontmoet elkeen van ons nou, binne in ons eie lewensomstandighede, binne in ons eie vrae en worstelinge en twyfel en seer. Kom salf ons vanaand, opnuut weer, met u beloftes oor ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice as one reborn. Your life is now my own, your will is what I want. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely gave your life, radiant and white, washed and purified. Jesus, have us all. Jesus, have your worth, your due, your song, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Oh, Jesus, have it all. Jesus,
Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down. With joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice as one reborn. Your life is now my own. Your will is what I want. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all.